Môre, môre. Ons is in Kelsok. Nie in die nasionale park nie, op die dam. Wel, ons het op die rivier gebly gisterand. En ons roadtrip begin nou weer. So gister het ons van Phuket af gery en ons was seker so 11 uur se kant hierso gewees en toe laat hulle ons incheck wat nie wat like nice was. En die kamer is actually baie groot, dit is soos 'n familiekamer en ons het net 900 baht betaal en dit was ontbyt ingesluit. En ons het al 'n paar terrible breakfasts gehad, maar hierdie was actually nie bad geweest nie. Ons het 'n omelet en 'n fried egg gekry en klomp vrugte. So nie bad nie. Anyway, so het ons ingecheck en al ons goed neergesit en gaan lunch eet en toe was ons na die dam toe gewees en ons het dit gaan geniet vir 2 ure en hier's Brendan. Nee, Hy het dan net ek het die bikes gepak. Ja, en toe het ons op die lake gegaan vir 2 ure, as ek sê, dit is duur, maar dit is definitief die moeite werd. Dit is so mooi. Dit is stunning. So dis 2000 baht vir die boot. En die boot kan 10 mense vat, maar ek weet nie of ek 10 mense sal op hom sit nie, maar daai prys kan jy deel. En dan betaal jy 300 baht vir die nasionale park per persoon en 40 baht omdat jy die pier gebruik en 10 baht omdat jy jou skooter op parkeer. So op die ou ende was alles saam vir 2 mense 2700 baht, wat baie is. Maar as jy nou eintlik oor dink wat jy sien en as ek sê dis vir 2 ure, is definitief die moeite werd. Maar dit sou nice wees as jy dit prys kon deel tussen met ander mense. Anyway, vandag is ons op pad Koh Samui toe. So ons hoop ons maak die ferry betyds. Maar anyway, geniet gister se video, gister se dag. En on to the next one. Cheers. Cheers. This is ready. Round 2. Round 2, here we go. 6 uur die oggend. Ons het 6 uur die oggend by die huis gery, 5 uur opgestaan. Dit vat gewoonlik omtrent 'n uur om van ons huis af tot uit Phuket uit te ry as jy oor die Sarasenbrug ry. En dit is 'n Sondag gewees, so daar was baie fietsryers op die pad gewees, oral. So ons het so 7 uur se kant baie gesê vir Phuket en oor die Sarasenbrug gery. Maar eers moes ons vanaand stop vir koffie. Ek moet sê, behalwe vir al die fietsryers, was die traffic op die pad actually baie beter as ons vorige roadtrip. Daar was baie minder karre gewees. It was actually amazing. Ons het hierdie koffieshop nou ontdek, Asterix Coffee. Dis net so 2 kilo's van die Sarasenbrug af en die lekker ding is, hy maak al 7 uur in die oggend oop. So, dis ek dink een van die min koffieshops wat 7 uur die oggend oop maak in Thailand. Yummy! Voel of ons het nodig het vandag. Uit.
takeaway braaibroodjie. Brennan's lekker kwaad. Petroljoggie het sy bike vol dat dit amper gaan lek. Hierdie bly een van die mooiste garages om by te stop. Wat sê jy? Hallo. En natuurlijk moes ons eers weer ons Pangna Mountain paadjie weer gereid met al sy draaie. Dit was hierdie keer 'n bietjie lekkerder as die laaste keer toe dit gereën het en ons bang was daar was 'n landslide op ons. Maar ja, dit was vroeg die oggend, so daar was nie baie traffic gewees nie en dit was net lieflik. Mooiste view. As mens hierdie pad ry, dan mis jy 'n groot deel van die highway. So jy ry half langs die highway, maar net in die berge. En ek moet sê, met die traffic wat so rof is dit ek dink eintlik nog steeds veiliger al het hy al hierdie draaie. Een van die minplekke op hierdie pad waar jy kan stop is by hierdie klein tempel. Maar ons het hierdie keer maar aan die ander kant van die pad gaan stop, want ek wou nie graag weer daai ongelooflike scary apies sien nie. Ons het laasie gestop. Daar's 'n huisie, daar's 'n hondjies. En dis waar die scary aap was. So ek gaan nie daai kant stop nie. Alhoewel jy weet nie, dalk kom hy hier uit. Dis 'n mooi view. En mooi bikes, skoon bikes wat geservice is. So ja, gelukkig het ons nie weer die scary aapie gesien nie. Ek het jou uitgevind, die apies met die rooi gesiggies soos hy is 'n snub-tailed macaque. En hulle kom actually baie voor in Kelsok Nasionale Park. So ja, al het ons hom nie gesien nie, sal julle nou sien, ons het ander apies gesien. En almal sê altyd jy moet nie die apies voer nie, maar nie almal luister vir die reëls nie. Dis hoekom hulle altyd so stout is. Die pad is net so mooi en so lekker om te ry. En ek weet hulle sê altyd dat die paaie van Chiang Mai in die noorde, die bergpaaie daar is die beste, maar ons het hulle ook nou al gery en ek moet sê, in comparison is hierdie nog steeds een van die beste paaie.
baie. Nee, geen baie zebras. Kom. Wel, ek word nou fucking distracted. Ons het al baie verby hierdie tempel en grot gery, nog nooit daar gestop nie. Ons het al in die pad gestop, maar gesien hoe baie apies daar is. Eerlik het ek nie gedink daar's so baie nie. Maar anyway, hulle sê moenie die apies voer nie want hulle raak stout en dis nou presies 'n voorbeeld daarvan. En die volgende persoon wat daar gaan stop, gaan daai apies oor hulle skooter of hulle kar klim want hulle gaan verwag dat hulle ook vir hulle 'n tros piesangs gaan bring. Don't feed the monkeys. Wat 'n amazing klein waterval. Net reg langs die pad. Hulle is besig om toilettens te bou en dit lyk of hulle accommodation bou. En daar staan dat dit deel is van die nasionale park, maar gelukkig hoef jy niks te betaal as jy daar inry vir nou nie. Beleef net gou hoe groot is hierdie hoender in comparison met die kat in die bike. Hy's huge. Vinnige Amazon stop. Hoe mooi is dit by al die garages is daar net crifts. Beautiful crifts. En my favorite. So mooi. Hello. You're so clean. Huh? Hello. Hi. You're beautiful. Hello. Baie mooi. Hello. Ons is in Kelsok. Nie officieel nie, maar amper. Watertjie. Nam Tippy. Ons is by Suspension Bridge. En dan het ek die cuteste katjie gesien. Wat oor die rivier loop. Ons bly vanaand op hierdie rivier. Voordat val ek my water. Hy doen. Brent sê hy wil hier oor met sy scooter. Hulle sê beware of moving vehicles, so obviously. Ek wil jou van die moving vehicles weet. Weer. So mooi. Hier kom 'n moving vehicle. Nee, of ek 'n gewone skootertjie nie, nee, kom ons saleng om hier.
tuin. In the wild. En jy net dit gedaan. Nee, hierdie stroom is gevaarlik, hoor. Yes, ja, hy loop baie sterk. Dis nie maar sê dit vir mamma. Ja. Ja, so, maar sien dit. Ons is by ons accommodation en is nou eers 11:11. Make a wish. En hulle gesê ons kan incheck. Ons het die family room gekry en hy's 900 baht vir die aand. So hy het 'n dubbelbed en hy het actually 'n bankerbed en is breakfast included. Hier's nou natuurlik 'n swembad nie, maar hier's aircon en alles, so it lyk actually baie nice. Ja, so dubbelbed. Aircon. It's obviously nou old school, maar it's nie bad nie. Ons buite, daar's Brendan in the corner. Okkie sal dit nie maak nie. En ons het 'n bankerbed. En ja, het wifi en alles en ons het TV, jeez, kyk. Ek weet hoe in hy is. 4 water. So ag ja, as ek sê dis heavy old school, maar dis nie te bad nie. En is die badkamer. Eens kyk. Oh my word. So dis in die jungle. En very nice. Dis cool nou, maar vanaand gaan dit scary wees. Vanaand gaan baie scary wees, ons die toilet. Dis unexpected. Maar plant, jy gaan die plant raak as jy shower. So ja, hier is ons badkamer in die jungle, wat oop is, wat baie cool is. Behalwe vanaand gaan ons baie bang wees. So as jy 'n familie is hierdie die perfekte plek om te bly, of as jy 'n groot groep is. Hier's 2 kamers langs mekaar. Gelukkig is dit net ons, daar's ons deur en dan sit hulle. En dan daar's 'n badkamer, nog 'n badkamer. En soos ek gaan nou wys, groot stoepie al. Ja, want jy 'n groot stoepie hier buite. Nee. En wasbak en alles. Soos ja, dit is nou 'n bietjie like oud alles, maar dit is lekker groot. So ek sê daar's ons kamer en dan is daar nog 'n kamer. Ons badkamer is in ons kamer, maar soos buite. En dan ek dink hierdie is hulle badkamer. Maar hier's niemand hier nie. Ons 'n bietjie insien. Is 2 dubbelbeddens hier langs aan. Thank you. Like a chicken fried rice, and it is chili and fish sauce, en dan daar's garlic, maar Brendan nou nie van dit nie, hy dink dit Rice is voete. Ek het gesien ja. Mooiste plekkie, dis is verblyf op die rivier, ons plek is net 'n entjie aan. En ons het nou lunch geëet, dis so mooi. Alright, so hoe dit werk is, die goedkoopste een is 2 ure en dan kan jy vir 3 ure of 4 ure gaan. En dan hulle is 'n 10 man boot en 'n 20 man boot. En daai is die petrolprys. So as die petrolprys 35 baht per liter of minder is dit 1800 vir die boot. Maar as dit meer is dit 2000 en so gaan dit aan. So dis die pryse volgens die petrolprys. En dis die 10 man boot, kleiner boot, 20 man boot. So ja. En dan moet jy natuurlik nog 40 baht vir die peer betaal. En 300 baht per persoon vir die nasionale park. Sorry, ons gaan 'n bietjie in die waters.
Bye, Bessie. Nakuha mo lang. So ja, hierdie is die famous Kousok Dam, maar dis actually nie sy naam nie. Sy naam is, hy het actually 'n paar name. Dis obviously Kousok National Park, maar dan is dit Rajaprabha Dam, soos julle daar kan sien, en ook Chawan Lake. Anyway, dis alles dieselfde plek en is alles in die Kousok National Park wat actually baie groot is. En dit was nou, soos ek sê, $2000 vir die boot, maar jy kan daai prys deel met ander mense. En 300 per persoon vir die nasionale park, en 40 baht per persoon om op die pier te gaan, en 10 baht om jou scooter daar te parkeer. So altesaam was dit 2700 baht. Maar soos ek sê, die grootste deel daarvan kan jy eintlik deel met ander mense. En dis definitief die moeite werd. Dit is so stunning.
saam? Wat? Ja. Maar ik kan niet, hè. Nee, ons kan, maar... Nee? 1, 2, 3. Perfect. Why? But you don't look anymore, you drive every day. You like Het is zo mooi. Mijn haren staan verschrikkelijk. Zeg. Stop. stuff, I'm on a boat, mother. Zie die bootjes gaan. Hard loer. Apparently these are racing boats. Anyway, hier is ons. Cheers. Op Kousok. Nee, kyk, dit is regtig net 'n belewenis en soos ek sê, definitief geld werd. Dit is so stunning. Jy kan nie glo hierdie massiewe dam is man-made nie. Okay, ek gaan nou nie presies my feite Google nie, maar ek dink dit was in die 1970s of 80s wat hulle dit gemaak het. En dit het omtrent, ek dink, 2 jaar gevat vir hulle om die dam vol te kry. En dit was actually in die begin het hulle dit gebruik om bietjie te help met die flooding in die area. Op die oomblik is daar nog steeds visse in die dam waar die mense vang en dit help ook, hulle gebruik dit ook vir hydropower. Maar soos ek sê, ek kan nou nie al my feite perfek sê nie. Ek sal gaan Google dit. Is baie interessant.
Soos ek sê, die dam is deel van die nasionale park, so daar is baie wilde diere. Hulle het olifante ook, en ek weet die mense wat die boot vroeg in die oggend vat, was al baie kere gelukkig om die olifante op die oewer te sien water drink, maar ons was nou nie so gelukkig geweest nie. Vriendelijk? Is hij vriendelijk?
Hallo Johnny. Hey, is jy nie kwaai wees mekaar nie? Is julle vriendelik? Hallo. Hallo. Hallo, vriendelijk. So nou vinnig 'n stoppie by 7-Eleven om 'n water en 'n paar goedjies te kry en vir die local 7-Eleven hondjies hallo te sê. Die besluit ons om maar weer terug te gaan na die restaurant toe waar ons die middag lunch geëet het vir aandete. Ek drink 'n biertjie na die dam. En ons dink die waitress sing karaoke, maar ons is nie seker nie. As dit meer live die rock sal ons nog 'n video neem. Ek is baie spyt ons het toe nie 'n video geneem nie, want die waitress was besig om karaoke te sing. En gesien dit net ons daar was. Ek moet ook bysê, hulle was baie bly toe ons aankom en ons sê ons wil maar net ietsie drink. Want hulle was duidelik nie baie lus om te werk nie. Fresh nuts. Some balls. Jy moet slaap en 'n gesig aan nie. Kleinste piesonkie. Ons huis is waar ons gebly het saam met Natalia. Daai klinkie lyk vir my. Hy maak moeilikheid. Jy maak moeilikheid. Ons is so hazy. Ons op bonus staan. As jy wil fietsie trap op die dam, is jy welkom.